Ons is eintlik nog in Pinkstertyd. En ek het 'n reeks aangepak oor die Heilige Gees. Die vorige Sondag, ek wil dit net gou sê, want ek het dit net so vinnig gesê, het ons gepraat oor die twee stemme wat in jou lewe is, en dat dit onbeskryflik belangrik is om die stem van die Heilige Gees te hoor, wat 'n baie sagte stem is, en te leer om die oortuigings van jou hart te volg as die Here vir jou ietsie sê. Daar's altyd in jou lewe twee stemme. Ons het gepraat van sonde, geregtigheid en oordeel, dat jy vrygespreek het, dat jy geregverdig is voor die Here deur die bloed van Jesus, dat daar geen oordeel meer kom volgens Romeine 8 vers 1 oor jou nie, maar die duiwel kom oortuig jou elke keer, jy's sleg, jy gaan geoordeel word, en jy moet leer om vir die regte een te luister. En as jy 'n man is, of 'n vrou is in 'n huwelik, gaan die duiwel altyd vir jou kom sê, jy is onskuldig, maar jy is nie. Die Heilige Gees sal vir jou sê, jy is eintlik skuldig, jy het fout gemaak, gaan terug en maak vrede. Dis hoe mense die goed onderskei, die impression, indruk wat jy kry, wat in lyn is met die woord van die Here, is die Heilige Gees, die ander ene moet jy sommer net weggooi. Weerstaan die duiwel, sê die Bybel vir ons. Toe het ons 'n vraag gekry in die WhatsApp ook, waar iemand gevra het, hoekom praat ons nie in tale hier in ons kerk nie? Hulle het gevra, is nogal vir my goed, is ons tale stikkend? Nou, ek het regtig lank voor die Here gesit met hierdie vraag, weet ek moet in tale praat, en tale in ons kerk is nie so groot nie, soos julle sal weet. So ek moes my regtig ingrawe, en ek het by die Here gesit, en die pad wat die Here die afgelope 2 weke met my oor hierdie ding gestap het my oortuig dat dit wat ek vandag vir julle wil sê, van hom afkom, en ek hoop, ek het reg gehoor, en ek hoop jy hoor ook, wat die Here vandag vir jou wil sê. Ek wil vir jou lees uit 1 Korintiërs 14, wat die eintlike teks in die Bybel is oor tale, en ek wil jou aanmoedig aan die einde van die preek weer sê, om dit asseblief weer 'n keer by jouself te gaan lees, en dit in verskillende vertalings te lees. In Johannes 14 sê, ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling, sê Paulus, lê julle toe op die liefde, want hoofstuk 13 het gegaan oor liefde, wat hy sê die liefde is die belangrikste van alles. Bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees. 1 Korintiërs 12 praat van die gawes van die Gees, onder andere spreek in tale. En dan sê hierdie in vers 2, as jy in tale praat, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God, want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy, as jy in tale praat, immers diep en onbegryplike dinge met die Here. Maar as jy profeteer, as jy vir mense vertel wat die Bybel sê oor Jesus, oor die evangelie, as jy profeteer, bou jou woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. Iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou. Maar die persoon wat profeteer, bou die gemeente op. Sê Paulus, ek sou bly wees as almal in tale kon praat, maar ek sal nog blyer wees as julle sou profeteer. Want om te profeteer is belangriker en nuttiger gawe as te spreek in tale. Tensy iemand sou verduidelik, as daar iemand is wat verduidelik wat jy sê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. Dit is wat die woord van die Here vir ons sê. Hemelse Vader, ek buig ook vandag voor U as die instrument wat U gekies het vir hierdie preek. En ek staan hier, Here, in afhanklikheid. Want dit wat ek weet kom van U af, en ek glo dit wat ek sê kom van U af. En ek wil bid dat U my mond sal salf, Here, dat ek net sal sê wat die Gees op my hart druk.
Ek vra dat U almal wat hier sit se ore sal salf, dat hulle nie 'n mens sal hoor nie, maar die lewende God. En ek gee myself nou en vir hulle totaal oor aan U. Kom lewendmakend Gees, kom leer ons die waarheid. In Jesus se naam. Amen. Ek wil begin met 'n storie. Ek wil vir julle 'n storie vertel van Anne Williams, wat gebore is in 'n baie klein dorpie tussen die berge in die vallei. Dit is die plek waar hulle elke Sondagoggend die kerkklok hoor wel galm het deur die vallei en dat almal kerk toe gegaan. En van dat Anne kan onthou, het sy hierdie fascinering met die geheimenis van God. Niemand het haar geforseer nie, maar sy was net heeltyd bewus van die geheimsinnige teenwoordigheid van die Here. As kind het sy altyd uitgeglip agter die huis en op die veld gaan lê en dan met hierdie God gepraat. Haar gebede was nooit formeel nie groot mooi woorde nie, maar haar gebede was vol bewondering, soms vol verwarring en meestal vol vertroue. As tiener was daar 'n herlewing in die buurdorp en die herlewing het ook oorgespoel na hulle dorpie toe en toe het mense in tale begin praat en hulle het op hulle knieë neergeval en gehuil van vreugde en sommige van haar vriende het vir Anne gesê, "O Anne, dis die bewys van die Heilige Gees." En Anne het hulle geglo. Elke keer as sy bid, het hy haarself met verwagting oopgemaak dat dit ook met haar sal gebeur, maar dit het nooit nie. Sy het nooit in tale gepraat nie, sy het nooit hierdie weerligstraal belewenis van die Here gehad wat sy laat omval het nie. Al wat Anne beleef het, was onbeskryflike, vredevolle stilte. Nie hoorbare woorde nie, amper soos 'n wind wat deur blare ritsel, so sagte aanraking, die Engelse noem dit 'n nudge, soos wanneer jy met 'n boot in 'n rivier ry en die boot skuur so verby die plante in die rivier. Dis wat Anne beleef het. Ander kere het sy 'n onverklaarbare oortuiging of gevoel gehad dat sy iemand moet vergewe of vir iemand moet bid of iemand moet gaan vertroos. Sy het nooit in tale gepraat nie, hoewel sy dit met haar hele hart vir jare, 80 jaar begeer het. Sy het nooit omgeval nie, sy het nooit hierdie ekstatiese gevoel beleef nie. Maar sy het geweet, die Gees is elke dag, elke oomblik by haar. Sy het 'n onderwyser geword en getrou en haar hele hart letterlik uitgestort oor kinders op wie ander mense opgegee het. Sy het gereeld gevas en gebid, haar Bybel gelees en nooit gespog oor haar stiltestyd of haar verhouding met die Here nie. Ou Anne het net aangegaan. Sy het gereeld gelees van die gawes van die Gees en wel sy nooit in tale gepraat het nie, het sy daagliks die vrug van die Gees in haar lewe beleef. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Toe sy ouer word, het mense vir haar begin sê, "En, jy mis uit op die Here." Sommige mense het vir haar gesê, "Weet jy, as jy meer geloof gehad het, sou jy in tale kon praat." Op 80-jarige ouderdom het Anne kanker gekry en terwyl sy daar in die hospitaal lê in die bed, het die verpleegsters almal sommer uit hulle eie uit vir haar kom vra, "En, jy's so vredevol, waar kom jou vrede vandaan?" Toe sê Anne, "Die Heilige Gees is hier."
by my, in my. Sy het nooit geskree nie. Sy het gesterf met 'n fluistering op haar lippe en het gesê, dankie Here. Toe hulle haar huis gaan ontruim na haar dood, toe kom hulle af op 'n stapel joernale wat sy geskryf het. Die joernale was nie vol preke geskryf nie, dit is vol geskryf van Anne se daglikse lewe en haar daglikse ervaring met die Here. Sy het geskryf, vandag het die Gees my gehelp om Martha te vergewe. Vandag het die Gees my gelei om te bid vir Jeremy. Vandag het ek in die Gees se teenwoordigheid gehuil omdat ek hartseer is en omdat ek geweet het, hy is hier. Die NG Kerk is nie bieg op die Gees nie. Charismatiese kerke praat baie goed met ons oor die Gees. Ek het nie al die kennis in pag nie. Maar as daar een ding is wat ek oortuig is van na hierdie week, 2 weke se worsteling met die Here, is om vir jou te sê, moet nooit dat iemand jou probeer oortuig dat jy in tale moet praat om seker te wees van jou verlossing. Eerste keer wat my kinders op universiteit by 'n kerk gaan inskakel, dit was nie 'n NG Kerk nie, was 'n ander kerk daar, het van die lidmate, hulle medestudente vir hulle onmiddellik een kant toe gevat en gevra, het jy al in tale gepraat? Het jy al omgeval? En die boodskap wat hulle gekry het was, jy is nog nie reg nie, om hemel toe te gaan nie. En ek is feitelik seker, of dit gaan met jou iewers gebeur as jy van kerk verander, of dit gaan iewers met jou kinders gebeur, dat hulle dit sal hoor, as hulle iewers by 'n ander kerk gaan inskakel. Ons kinders was gelukkig om hierdie goed te gehoor het. En het geweet is nie waar nie, want die woord van die Here sê in Efesiërs 2 vers 8, julle is uit genade gered deur geloof. Hierdie is jou geloof, is 'n pyp. My koster te sê, is nie spinnekoppe in nie. Hierdie is jou geloof. Jou geloof is soos 'n pyp. 'n Pyp vat net water na 'n plek toe waar jy dit wil hê. En solank die pyp by die regte bron ingeplak is, doen hy sy werk, gaan die water deur. Jou geloof is so. Jou geloof is om jou in te plak by die Here, sodat dit wat hy het, na jou toe kan vloei. En die Here sê, dit wat binne in hierdie pyp na jou toe vloei, is wat jou red. Nie die pyp nie. Die pyp kan nie jou dors les nie, dis dit wat binne is. Efesiërs 2 sê, vers 2 vers 8 sê, hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n baie goeie vertaling, dis 'n gawe van God, hoor jy, dis nie jou geloof nie, dis nie iets wat jy doen, en ek het dit al 1000 keer gesê, en ek wil dit weer vir jou sê, dis nie iets wat jy doen, wat jou red nie, dis jou geloof. Efesiërs in die Message vertaling sê, saving is all his idea, all we do is trust him enough to let him do it. Romeine 3 vers 8 sê, 'n mens word vrygespreek deur geloof sonder werke, en die woord sonder in die Grieks beteken dis soos 'n landstuk tussen 2 punte. Dit raak nie eers aan mekaar nie. Sonder werke word jy gered. Spreek in tale is nie 'n bewys van jou redding nie. Hoor jy dit? Jy is gered deur genade, deur geloof. Maar Paulus sê, spreek in tale is 'n teken. Hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 22, hy sê om in spesiale tale te praat, die boodskapvertaling, en ek toets eers of dit 'n goeie vertaling is voor ek dit vir jou gee.
is 'n bewys van God se krag, en luister mooi, vir mense wat nie glo nie. En hy sê dit so in die Grieks ook, nie vir Christene. Dis 'n bewys vir mense wat nie glo nie. Die gemeente in Korinthe was uit die tale so 'n bietjie misbruik. Dis hoekom Paulus so optree teenoor hulle. Jy sal agterkom as jy die brief gaan lees ook, 1 Korintiërs 14, sal jy agterkom, Paulus is nie heeltyd net positief oor spreek in tale nie. Hy praat met die gemeente, hy raas amper met hulle, hy sê vir hulle, julle is selfsugtig en kinderagtig oor die tale. Want hierdie mense het in die eredienste in tale gepraat, sodat ander mense moet dink hulle is okay. Sodat hulle ander mense kan oortuig dat hulle reg glo om hemel toe te gaan, en dalk hulle self ook te oortuig. Paulus sê duidelik, die tale is vir ongelowiges, nie vir gelowiges. As ek Paulus reg verstaan, hy is nie negatief oor tale. En hy sê wel daar's tale, en ek sal dalk in 'n volgende preek bietjie weer meer daaroor praat as ek die antwoord kry. Hy erken daar's tale, ek erken dit ook. Daar is 'n ding soos tale. Maar Paulus sê, as ek 1 Korintiërs 14 in die konteks reg verstaan, sê hy vir die mense, dis verkieslik dat julle dit nie in 'n erediens doen. Dat julle dit nie doen wat daar vreemde mense is. Dis verkieslik dat julle dit doen, julle mag dit doen en julle kan dit doen, wanneer daar ongelowiges is met wie jy praat, want vir hulle is dit 'n teken. En hy sê ook, is verkieslik dat as daar in tale gepraat word, dat daar iemand is wat dit uitlei, anders verstaan niemand iets nie. Spreek in tale is 'n gawe van die Gees, dis wel waar. Dit word gelys in 1 Korintiërs 12 as een van die gawes wat die Gees vir ons gee. Maar hoor wat sê Paulus, en ek sê weer vir jou, hy so bietjie negatief, kom bietjie negatief oor spreek in tale, ek is nie negatief oor dit nie, en ek ontken dit ook nie, en ek wil ook nie mense keer wat dit wil doen nie, ek stem saam met Paulus, want dit was ook sy hart. Maar hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 14:23, hy sê nou die hele gemeente is iewers by mekaar en almal praat in spesiale taal. En daar kom iemand ingestap wat nie in Jesus glo nie en niks verstaan wat in die kerk aangaan nie. Wat sal so iemand dink? En dit is my baie interessant dat hy die woord gebruik en dan gee hy die antwoord, dan sê hy, hulle sal dink julle is mal. Die woord mal is die woord mainomai. Die Griekse woord, mainomai. En mal beteken om te kere te gaan soos 'n maniak. Soos 'n mal mens. Ja, waarskynlik was dit sy ervaring, Paulus se ervaring in die gemeente van Korinthe. Jy moet onthou, hierdie mense het so bietjie mal gegaan oor tale. Dis hoekom hy met hulle daaroor praat. Verstaan asseblief mooi, dit het sy plek en dit is 'n werklikheid, en Paulus sê nie, gaan lees 1 Korintiërs 14 self, hy sê nie, julle moet nie die tale gebruik nie. En daaraan moet ons as NG Kerk erken, is ons so arm soos 'n bedelaar. Meeste van ons weet nie eers waaroor gaan tale nie. Ons stel nie belang daarin nie, dis iets daar. Ons wil nie daarmee te doen hê nie. En as ons hoor ander mense praat in tale, dan oordeel en kritiseer ons hulle, moet dit nie doen nie. Gaan leer liewer oor tale. Moenie oordeel nie, is nie jou werk nie. Die Here sê in sy woord so duidelik, moenie dit doen nie. As jy gaan lees, sal jy sien dat Paulus 'n hele paar negatiewe goed sê oor tale, om hierdie mense te oortuig om dit op die regte manier te doen. Hy sê in vers 4, jy bou net jouself op. Sê in vers 7,
Tale klink soos 'n lied waar al die melodie, waar die note nie by mekaar kom nie. Hy sê dit is soos om in die wind te praat. Hy sê dit is soos brabbeltaal te praat. Dit is kinderagtig van onvolwasse Christene. Hy sê hulle is mal en hy sê dit grens aan wanorde. Ek sê weer, nie Paulus of ek veroordeel spreek in tale nie. En ek erken, net soos Anne, die storie waarvan ek gepraat het, het ek al vir ure en dae voor die Here gelê en gebid en gesmeek en gevra, ek wil in tale praat. En dit het nog nie gebeur nie. Ek is al nog nie aan die einde van my lewe nie, so dit kan iewers gebeur. En ek wag nog steeds vir daai dag en ek vertrou die Here. Maar soos een kan dit wees dat jy doodgaan en nie in tale praat. Want ek glo, die Bybel sê vir ons tale is 'n gawe wat die Here vir jou gee. Maar dan is jy waarskynlik tale wat ook nie gawes is nie, waaroor ons later sal praat. So as jy in tale praat, sê Paulus, praat jy eintlik hart tot hart met die Here, dit stig jouself verskriklik baie, maar hou dit verkieslik vir jou binnekamer. Want ek het al gehoor, die mense wat daar in tale praat, in tale bid, beleef 'n onbeskryflike intimiteit met die Here. Maar ek is van mening dat die Gees jou kan help, dat jy dit ook kan beleef sonder tale. Want tale red jou nie. Tale red jou nie. So dit wat ek vandag vir julle probeer sê het, staan in die Bybel en ek hoop jy kan dit ook sien in 1 Korintiërs 14 as jy dit gaan lees. Ek wil jou regtig uitdaag, gaan lees die hoofstuk by die huis. Ons in Erfdeel is geweldig ingestel. Dis amper die belangrikste ding tussen my en Leroy, tussen dominees, tussen enige ou wat hier kom staan en preek, dat ons erns maak met die woord van God. Ek het in my lewe, toe ek hier ingekom het in die gemeente, en nou nog soms het ek in opstand gekom teen sekere goed wat my kerk leer, omdat ek sien, dit staan nie in die Bybel. En mag ek nou bold wees vandag, dit wat ons vanmôre gedoen het, is een van hulle. Maar dit is nie verkeerd nie, jy mag jou kind toewy aan die Here. Dis hoekom ek dit doen. Maar ek wil net vir jou probeer sê, ons maak ongelooflik erns om te sê wat die Bybel sê. En ek wil nie ander mense beskuldig of veroordeel nie, maar ek wil net vir jou ook sê as dominee, wat so 'n bietjie iets van die Bybel weet, het ek al met charismatiese mense gesels en agtergekom, hierdie ou is nie so ernstig oor die Bybel nie. Want dit is die krisis van 'n dominee of 'n pastoor. Jy het leermeesters, jy het professors, jy het ander mense wat jou leer. En 'n mens luister baie maklik vir hulle en jy skuif die Bybel een kant toe omdat jy nie self die Bybel gaan bestudeer nie. En daarom wil ek sê dit baie keer vir julle, Leroy sê dit ook. As ek gepreek het, moenie my glo nie. Gaan lees die Bybel. Daarom stuur ek jou terug vandag na 1 Korintiërs 14, ek sê vir jou, asseblief, as jy kan, 12, 13, 14, gaan lees dit, gaan bestudeer dit, onderstreep elke woord, lees dit in verskillende vertalings, dink daaroor, bid daaroor, maak jou eie afleiding, onder leiding van die Gees. En nadat ek hoeveel keer in Korintiërs 14 gelees het, het ek op hierdie vers afgekom en ek het na my asem gesnak, waar Paulus sê, as jy daarop aanspraak maak, vers 37, dat jy 'n profeet of 'n geestelike mens is, behoort jy te erken wat ek geskryf het, 1 Korinte 14. Dat dit 'n opdrag is van die Here. En ek dink ek het daar 'n fout gemaak, as jy jou nie aan hom daaraan stuur nie, en maak of dit nie waar is nie,
sal God jou ook nie kan gebruik nie. Gaan lees jou Bybel. Word sterk in die Bybel. En moenie toelaat dat mense wat nie die Bybel so goed ken nie, wat in tradisies van kerke vasgeval is, wat dit bo die woord van God verkies, wat nie elke keer gaan seker maak dat dit wat hulle by Piet, Jan en Koos gehoor het waar is nie, moenie toelaat dat hulle jou op 'n verkeerde spoor bring nie. Jy het die voorreg en ek het die voorreg om Bybel te lees. Morning, noon and night. Niemand verhoed ons nie. Niemand sal in hierdie land ooit my verhoed om Bybel te lees nie. Niemand nie. Ek sal liewer in 'n tronk gaan sit as ek dit moet doen. En ek en jy het daai voorreg om jou Bybel te lees. Lees jou Bybel. Ek klink nie soos 'n onderwyseres, ek is met een getroud, so ek leer dit seker maar by haar. Maar lees jou Bybel. Want iemand wat nie sy Bybel lees nie, is soos 'n stokkie wat in die wind rondgejaag word. Jy weet nie wat is waar en wat nie. Ek sluit af. Jou verlossing, jou plek in die hemel, myne, is nie afhanklik van spreek en tale. 'n Swak geloof is nie noodwendig gelykstaande aan nie spreek en tale. Dit is een ding wat jou in die hemel bring. Waar is my pyp? Daar lê hy. Is jou geloof in dit wat God gedoen het. Ek sluit af. As jy op die ou einde 'n bewys soek van waar jy staan met die Here, of jou geloof warm genoeg is, daar is jou bewys. Ek het met dit begin ook. As die Heilige Gees in jou lewe is, en jy is aan hom oorgegee, sal jou lewe so lyk. Verstaan my mooi. Geen mens kan 24/7 sonder fout so lewe. Maar jy sal daai vrugte in jou lewe sien. Toe ek die dag, amper 30 jaar gelede in hierdie gemeente, en jy sal van jou voetstoel afval as ek vir jou sê, my hart vir die Here gegee het. Ek het voorheen ook al, maar toe hy my regtig kom gryp het, en ek glo het ek het doop met die Heilige Gees gehad daar, was die eerste ding wat in my lewe verander het. Die heel eerste een wat hy noem. Liefde. Liefde. En hoe nader jy aan die Here groei, hoe groter word jou liefde. Saam met liefde, vergifnis, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, al daai goed. Korintiërs 13 sê, dis die beste gawe van almal, is liefde. So, ek stuur jou vandag huis toe, en sê vir jou, gaan lees Galasiërs 5:22-23, in verskillende tale. Figure vir jouself uit, wat die woorde beteken. Kyk, is dit in jou lewe? Want dit is die bewys, dat jy die Heilige Gees het of nie. Ons sê maar sy Vader, baie dankie vir u woord, baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u groot genade, dat ons kan vandag weet, Here, al is die vrug van die Gees, die bewys dat ons aan u behoort, dat ons gebroke mense, kleipot mense is, wat breek, wat nie daai goed kan doen, alles 100% nie, dat ons faal moet dit, dat ons foute maak, dat ons in onliefde optree, ongeduldig is en onvriendelik en ongetrou is.
nie selfbeheersing het nie en soms verskriklik arrogant. Maar dat u kruis ons vrygekoop het en dat u vir ons sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. Dankie vir dit wat ons vandag kon hoor uit die woord. En ek bid dat elkeen wat hier sit, hom of haarself sal gaan ondersoek en hulle lewens verander sal word deur die lewegewende Gees wat in ons harte bly. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.